Goeiemorgen, dit is woensdagoggend, nee, donderdag. Ja, dit is donderdagoggend, die 29ste Mei 2025. En ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ek sal morgenoggend bietjie vir julle wys hoe lyk die walle van die Groot Rivier, want nou is ek tans in ons nuwe blyplek, letterlik op die walle van die Groot Rivier en kyk ek uit oor die watervlak. En ek herinner dan ook elkeen van julle aan vanaand se bosberaad, wat ek dink baie interessant gaan wees. En ek gaan dit doen met Japie van Zyl, want Japie is volgens my een van die beter kenners as dit kom by sekere dinge van Siener van Rensburg. Hy gebruik uit die aard van die saak die boek geskryf deur professor Raas. En hy regverdig dan sy standpunte en lê dit baie mooi uit. En dis wat ek soek, want ons sit met baie ander mense wat ook profesieë gemaak het. Mense soos Aloy Ilmeyer oor Europa, wat nou besig is om uit te speel. Roger Thiel oor Suid-Afrika, wat ons nou ook al sien, was van sy waarskuwings uitspeel. Riek Joyner oor Suid-Afrika, dan natuurlik Siener van Rensburg, Johanna Brandt. En mense het vir my gevra, by hoeveel geleenthede kan ons nie net 'n lekker bosberaad hou oor wat sê Johanna Brandt, wat sê Siener van Rensburg nie. So ons gaan nou vanaand om 7:00 bosberaad, praat ons oor Siener van Rensburg. En dan sal ek by volgende geleenthede, sal ek dan ook oor van die ander mense wat profesieë uitgespreek het oor die wêreld, kan ons daaroor gesels. En onthou, dit is op versoek dat ek dit uitsaai. Nie omdat ek die een of ander agenda het ten opsigte van Siener van Rensburg nie. Ek het al baie gesê, geen beplanning mag gebaseer word op die uitsprake van 'n siener, 'n profeet of enige iets in daai lyn nie, en dat ons slegs moet fokus op dit wat die praktyk aan ons wys. Maar dit is goed om te sien, indien daar 'n voorspelling of 'n profesie beginne uitspeel, soos wat jy dit in die praktyk sien. Vanaand om 7:00, as jy wil saamgesels, ook boodskappe en vrae instuur, dan sal jy beaansluit by hierdie kanaal, en uit die aard van die saak kan jy vir baie goedkoop aansluit. Dit kos nie veel geld nie, en jy hoef dit nie vir 'n baie lang tydperk te doen as jy nie wil nie, maar dis ook 'n goeie geleentheid om deel te raak van ons, kom ons sê dan, van hierdie YouTube kanaal se gemeenskap. Ons kuier altyd lekker saam, ons gesels lekker saam op 'n donderdag aand, en daar bestaan al 'n goeie gees onder almal wat lede geraak het van die kanaal. Nou goed, mense, ja, die afgelope 2 dae was baie dol gewees hier in Appington. Het was harde werk om te sorg dat ons in ons nuwe plek inkom, en soos julle kan sien, is baie van my goed agter my is afgehaal tans, is nog net nie weer opgesit nie. So hier oor die volgende paar dae in die naweek sal my atelier weer voluit funksioneer en regkom, maar in die eerste plek dink ek die belangrike faset is dat ons daarom 'n boodskap kan oordra. Nou wanneer ek kyk na dinge wat in Europa aan die gebeur is, veral Oos-Europa, Oekraïne, Rusland se oorlog, as ons die massa-opstande sien wat tans in Frankryk, Ierland, selfs dele van Brittanje en in Duitsland plaasvind, en hoe dit alles verbloem word, sodat mense nie daarvan bewus moet wees nie, maar dit is oor en oor op sosiale media
word dit gedeel. En ek dink sosiale media is besig om die magtigste nuuskanale in die wêreld te raak. Natuurlik kan jy nie elke berig wat daar geplaas is vir soetkoek opeet nie. Jy kan nie net aanvaar dat dit reg is noodwendig nie, maar wanneer dit van verskillende bronne af op verskillende platforms af beginne kom, dan sê dit vir jou dat hier kom 'n ware tipe van berig deur. Nou Alois Erlmeyer was natuurlik 'n Duitser. Hy is al in 1959 is hy oorlede, toe ek ongeveer 1 jaar oud was, so dis so 66 jaar gelede. Nadat hy sy eie dood dan ook tot binne 'n uur korrek voorspel het, maar dit is nou nie waaroor dit gaan nie, maar hy het gesê, onder andere, dat die oorlog, die wêreldoorlog wat op pad is, begin in die ooste van Europa. Maar hy het verder iets gesê. Hy het gesê dat Frankryk gaan van binne af vernietig word. Nou sien ons daai geweldige proteste wat in Frankryk plaasvind. Die immigrante, die pro-Palestynse immigrante. Ons sien hoe Parys amper in lewende tyd besig is om te verval as 'n mens kyk na hierdie tipe van goed. En natuurlik om deel van die aandag af te trek, is Macron nog steeds besig met sy beplanning om troepe en wapentuig na Oekraïne te stuur. Maar nou moet ons onthou dat daai klompie leiers, dis nou Merz van Duitsland, Macron van Frankryk, Keir Starmer van Brittanje, dit en Donald Tusk van Polen, maar dit is veral daardie drie, Frankryk, Brittanje en Duitsland, wat met hulle houding volhard. Nou, Duitsland het nou besluit, hulle gaan nou hulle langafstand missiele, ek dink hulle noem dit die Taurus missiele, gaan hulle nou ontplooi na Oekraïne toe, wat weer 'n eskalasie gaan beteken, want dit was missiele gewees en paar ander wat in die verlede nie toegelaat was om te gebruik nie. En dan het almal nou hulle afstandsbeperkings gelig, wat beteken Zelensky kan hierdie missiele gebruik so ver en wyd en diep in Rusland as wat die missiel kan vlieg. So hy kan maksimum afstand doen, en het ons dan ook gesien dat Sergei Lavrov, minister van buitelandse sake van Rusland, het dan gewaarsku en gesê, as dit gebeur, en van Duitse Taurus missiele land in 'n plek soos Moskou, of selfs verder, dan kan Duitsland hulle regmaak vir 'n weerwraakaanval in Berlyn. Met ander woorde, in die hoofstad van Duitsland. So hier kom groot dinge, en dit lyk asof daar niks van die vredespogings van Donald Trump gaan kom nie. Want niemand lig vir Donald Trump korrek in nie. Dit lyk my die raadgewers rondom hom is nog verknog aan die Biden-era van misleiding, valse inligting na die publiek deurgee, en is die besef nie daar dat Rusland eintlik die oorlog klaar gewen het nie. En nou sit ons in 'n situasie waar hy geeskaleer gaan word. Ons gaan dus sien dat dit toeneem. Ons sien selfs al klaar in die Sumy-streek verhoogde aanvalle, versterkte aanvalle, meer krag, meer lugaanvalle, ek bedoel nou artillerieaanvalle, drone-aanvalle wat plaasvind. Maar wat ons nie in ons gewone pers lees, is die feit dat daar ook elke nag aanvalle van Oekraïne is op Rusland. Maar dis net asof ons hoor, Rusland het weer die aangeval, Rusland het dat gedoen, maar nergens lees jy oor wat het Oekraïne gedoen in die proses nie. En dis daai wanbalans wat maak dat 'n mens nie die korrekte inligting het om na die mense toe deur te gee nie. Ons sien dan ook dat die haat
tussen die Oekraïense inwoners en die Russiese inwoners is besig om geweldig te groei. Ons sien dan ook en hoor dat die natuurlike uitvloeisel daarvan is dat die burgerlike populasie in Rusland wil nie hê dat hierdie oorlog nou moet stop, sonder dat daar 'n oorwinning oor Oekraïne behaal is nie. En dit wil voorkom asof die enigste oplossing om 'n einde aan die oorlog te bring, is dan om Oekraïne totaal en al te oorwin. Maar dit sal ons sien hoe die dinge uitspeel. Ons moet maar gaan kyk daarso. Intussen sien ons dat die gemorskoning daar van Brittanje kuier 'n bietjie in Kanada. Waar Kanada se parlementêre opening neem hy waar, en dat die mens dan nou maar wonder in hoe verre mate of groot mate is Kanada dan nou onafhanklik nog, of is hulle trou maar nog steeds by die Britte. Hoe dit ook al sy, die Britse regering het nog nooit verskoning gemaak vir die feit dat hulle verantwoordelik was vir 30,000 plus sterftes van vrouens en kinders in ons konsentrasiekampe nie. Hulle het amper die hele wêreld al om verskoning gevra vir kolonialisme, grondstowwe wat hulle uit lande uitgeneem het, maar nog nie vir ons om verskoning gevra nie. Daar kan dus vir die Britte ook geen vergifnis van ons kant af wees nie. En hou maar dop, daai ou koningshuisie bly een van ons grootste gevare, en hulle lang vingers en invloed strek diep in die huidige ANC regering wat ons in Suid-Afrika ondervind. Maar dis nou genoeg vir vandag. Ek kan nog baie uitbrei hieroor as ek sou wou, maar kom ons stop eers hierso, en ek sien julle almal dan vanaand by die bosberaad. Skakel in, moet dit nie misloop nie. Jy mag dalk verbaas wees en geskok wees om te sien hoe sekere goed in die wêreld, spesifiek Rusland, Oekraïne, Ierland, Frankryk, Duitsland, hoe dit uitspeel tans om in te val by sekere van Siener van Rensburg se voorspellings. Sien julle vanaand regstreeks om 7 en geniet jou kondensmelk koffie vanoggend. Môreoggend natuurlik is my gewone uitsending nog steeds aan die gang. Mooi loop.